vir die wat 'n bietjie later ingekom het vanoggend en alle voorspoed vir 2026. Mag die liewe Heer met ons elkeen wees met hierdie nuwe reis van 2026. Ons wil net vanoggend net sê weer die kollekte gaan weer by die Here ingeneem word. Dit sal gaan vir instandhouding. En dan verjaarsdag oor 80 sê ons geluk aan tannie Jo Kleinhans wat die 9de Januarie dan 94 jaar sal wees. En soos julle weet het ons jaar baie hartseer begin. Ons dink aan Dominee Jaco, oom Jamie, Reinou, Lindy, die gesin en familie van die Barnard vir die afsterwe van tannie Esther. Julle sal weet sy was 'n groot asem in ons gemeente. Ons het groot graag saam met hulle en voor hulle en haar plekkie daar sal vir altyd onthou word. So ons dink aan hulle in hierdie tyd, in die afsterwe en hou hulle asseblief in julle gebede. En dan sê ons ook baie dankie weer en welkom weer aan Kompanie Wetzel Greiling wat dan vanoggend se diens vir ons sal waarneem en mag die weer met u op vanoggend wees. Dan soos u sal weet, ons noem dit maar net weer, dat die volgende nuusbrief van volgende week die 11de Januarie dan weer beskikbaar sal wees op die verskillende groepe en dan so sal ook al die nuus dan aan u gekommunikeer word wat dan voor die verjaar sal eindig. Ons sê vir dankie. Dankie. Ons sluit gou dan die volgende voorsang af met lied 169. Heilig, heilig. So kom ons staan, dan loof ons die Here. En ons kom in stem. Dit word ons diens. Baie welkom ook in die huis van die Here vanoggend. Ja, dit is nie lekker om op so 'n noot te begin nie en ons dink werklik aan Dominee Jaco en hulle as gesin en ook ons van Pottersrus. Sterkte vir julle as gemeente
en sterkte ook vir hulle. En weet jy, dit is in tye soos die wat hou besef wat die verskil tussen blydskap en vreugde is. Blydskap is iets wat kort van jou weggevat word, is iets van korte duur. Maar weet jy, wanneer ons deur hierdie seer gewerk het, dan ervaar ons nog steeds die vreugde van om te weet, God is met ons. En sterkte ook vir die nuwe jaar. Ek glo, hierdie nuwe jaar is maar soos enige ander jaar. Die wonderlike is, ons gaan hierdie nuwe jaar nooit alleen in nie. En God gaan saam met ons in hierdie nuwe jare in, ten spyte van omstandighede. Kom ons sluit net die oë. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, liewe gemeente. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus sy Seun, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou lied 158 vers 1 en 3 staande. kan maar sit. Kom ons luister nou voort. Wat sê Jesus oor die wet van die Here? Ons kan dit vandag vir jou voorhou uit Lukas 10 uit. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself." Jesus kyk na hom en Jesus antwoord hom en hy sê: "Jy het reg geantwoord. Doen dit en jy sal die lewe kry." En ek dink dit is 'n opdrag vir ons in hierdie nuwe jaar. Doen dit en jy sal die lewe kry. Sorg dat God eerste is in jou lewe. Sorg dat jy jou naaste liefhet soos jouself. Doen dit en jy sal die lewe kry. Weet jy, die wonderlike is dat die Here aanvaar ons soos wat ons is. Die Here verstaan dat ons soms
folter, dat ons soms maar net nie kan byhou nie, dat ons nie kan wees soos wat Jesus is nie. Daarom kom hy in hierdie oggend en hy sê vir ons, hy sê, weet jy, ek verstaan julle, ek het julle geskep, ek weet julle is mense. Maar die wonderlike is, in 1 Johannes 1 vers 9, dan kom hy en hy sê vir ons, hy sê maar, ek verstaan, hy sê maar, as julle sondes bely, ek is getrou en regverdig, ek vergewe dit vir julle. En die wonderlike is dat, wanneer die Here vir ons iets vergewe, is dit weg. Dit is weg. Hy kyk nie weer terug en sê, jy doen dit en jy doen dat nie. Hy vergewe dit vir ons. Hy maak dit weer vir ons moontlik om in 'n verhouding met hom te staan. Om werklik te kan leef as kinders van God. Ek wil hê ons moet nou staan en dan doen ons geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en derde dag, wat op die derde dag opgestaan het in die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, van waar hy sy kom om te oordeel, die wat ons lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van ons sondes, die opstanding van die Gees en 'n ewige lewe. Amen. Terwyl ons so staan, kan ons oorgaan ons lofpryslied. Amen.
maar sit. Kom ons sluit net die oë. Wonderlike Here, dis nie net 'n nuwe jaar nie, dis ook 'n nuwe dag. Here, ons is hier omdat U vir ons opgewek het. Ons het asem in ons longe, Here, ons kan vir U loof en prys en eer. Ons kan vandag luister na wat U vir ons te sê het. Here, en dis als genade net van U af. Here, die wonderlike is, U ken ons hartseer, U ken ons pyn. Here, maar aan die einde van die dag skenk U maar vir ons vreugde, die wonderlike vreugde, die hoop wat ons het, Here, dat ons eendag saam met U verenig sal word. Here, ons kom in hierdie oggend en ons kom en ons bid en ons vra, Here, laat U Gees vaardig word in ons. Here, laat ons vanoggend hoor wat U vir ons wil sê. Here, want U is die een wat vir ons die boodskap skenk, niemand anders nie. Here, 'n boodskap kom nie van my af, dit kom van U af. Dit is wat U wil hê, U gemeente moet hoor. Seën ons vandag, Here, open ons harte, maak ons nou gereed vir die boodskap. Spreek deur my, o Heilige Gees. Bid dit nie in verdien nie, o Here, maar slegs enkel uit genade. En in die naam van Jesus bid ek dit. Amen. Ons skriflesing vanoggend is uit Matteus 5. Matteus 5, daar vanaf vers 13. En dan gaan ons ook lees uit Efesiërs 5. Net 2 versies daar vanaf vers 8 tot vers 10. Die opskrif hierso is die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld. Julle is die sout van die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant gegooi en die mense vertrap dit. Vers 14, 'n belangrike versie vir ons vanoggend. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. En dan Efesiërs 5 vanaf vers 8. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan soos mense van die lig. Uit lig kom alles voort wat goed en wat reg is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Tot sover. Verlede week het ek vir julle gesê, op Kersdag het ons 'n wonderlike geskenk ontvang. Ek wil net weer herinner wat hierdie geskenk als vir ons beteken het. God het aan ons sy seun gegee, sy seun wat ook lig in ons lewens gebring het. En God het beloof dat Jesus sal heers. Jesus sal altyd heers in vrede en in voorspoed. Vir altyd sal ons vrede en voorspoed hê. Is dit nie wonderlik om te dink Jesus gaan in beheer wees nie? Jesus sal sy koninkryk vestig en dit sal 'n stabiele plek wees. God sal sorg daarvoor en dit sal in stand gehou word. En saam met dit het ek vir julle Johannes 3 vers 16 en 17 gegee. God het sy seun gestuur om vir ons redding te bring, om vir ons ewigheidswaarde te heg aan ons lewens ook. Nie om te kom oordeel nie, maar om ons te red. Weet jy, ek wil vanoggend vir julle iets lees wat ek raak gelees het, en luister mooi. Die relevantie van iets hang af of dit net informasie bly en of dit transformasie bring. Met ander woorde, iets wat bestaan, iets wat jy van hoor, iets wat jy van weet, beteken slegs iets as dit verandering bring. As dit net informasie is, dan raak dit maar net weer weg. Dink maar aan hierdie klomp advertensies en goed. Dink maar net aan jou selfoon. Kort iemand.
Ek kan vir jou 'n beter kwotasie gee op jou assuransie. Ek bied jou dit, ek bied jou dit. Dit kom in by jou en dit gaan uit. Want jy wil nie hê dit moet vassit in jou nie. Ons word heeldag ons gebombardeer met hierdie inligting, hierdie goedjies wat nie van belang is nie. My vrou sê altyd vir my, as baie goede wat ek nie onthou nie, veral as dit nou kom by hierdie, sal ek nou maar sê, die vroulike gadgets. Sê ek van maar, hoe maak jy met die? Dan sê sy, maar ek het jou al 20 keer gesê, dan sê ek van, weet jy wat, dit is inligting, ek stel nie belang om dit in my kop te hou nie. So ek gaan jou vra, en as ek jou vra, moet jy weet, op daai oomblik en weet ek nie. Weet jy, en as die Bybel nie gelees word nie, as God se woord nie verkondig word nie, as ons dit nie uitdra en dit nie uitleef in hierdie wêreld nie, dan gaan dit ook inligting word. Dan gaan dit ook iets word wat net van gehoor is en dit het weggeraak. Daarom het ek en jy so groot plig om God se woord uit te leef en God se woord uit te dra. Efesiërs 5 sê vir ons, vroeër was julle die ene duisternis. Vroeër het julle nog nie my lig in julle gehad nie. Maar dan sê hy iets belangrik, maar nou in die Here is julle lig. En dan sê hy, leef dan soos mense van die lig. Weet jy, ek wil vanoggend vir jou kom sê, liewe Christen, liewe kind van God, jy wat hierdie geskenk aanvaar het wat die Here vir jou gegee het, jy is lig in hierdie wêreld. Ons het dit nou net gelees, jy is lig in die Here. Is dit nie wonderlik, as ons die woord van die Here lees, maar weet jy, julle is lig. Liewe kerk, liewe gemeente, liewe lidmaat, jy is lig. Jy beteken iets in die wêreld vir die Here. Jy is lig. Jou lig moet skyn. En weet jy, as jy 'n kind van die Here is, en die lig is in jou, dan word jy raak gesien. Jy word raak gesien. Ander mense sien, maar daar stap iemand wat anders is. Daar stap iemand wat anders optree. Hoekom is hy anders? Hoekom is hy anders? Want die lig van die Here skyn deur hom. Luister mooi wat ek net nou gesê het, en luister mooi wat ek weer gaan sê. God sê vanoggend vir jou, liewe kind van God, jy is my lig. Jy is my lig in hierdie wêreld, vir hierdie wêreld. Moenie verbaas wees as mense skielik anders dan na jou kyk nie. Moenie verbaas wees as ander mense anders as jy dink nie. Mense gaan meer verwag van jou. Weet jy, mense kyk so, is amper asof hulle neerkyk op ons Christene. Skielik is jy in 'n argument betrokke en hulle kyk. Hulle kyk nie hoe gaan die ander ou optree nie, want hulle weet hoe gaan hy optree. Hulle kyk hoe gaan jy optree. Hulle gaan kyk, kan jy God se lig uit jou uit laat skyn in 'n moeilike situasie? Iets wat skielik oor jou pad kom. En weet jy, as ek vanoggend sommer dink aan Dominee Jaco, dan dink ek, ons is ook lig vir hom. Wanneer hy na my en jou kyk, elke woordjie, elke bemoedigingkie, dan skyn ons ook God se lig. En dit verlig ook weer sy lewe. Ek het gesê, mense gaan anders na jou kyk. Weet jy, ek sal nooit vergeet, ek onthou 'n geval en, ou wil jy jou familie betrokke bring nie, maar ek dink in eendag, toe sê my ouma vir my, terwyl ek daar sit, toe sê sy, kyk daar loop ou Koos. Toe dink ek, ouma, maar ek sien Koos elke dag loop. Toe sê sy, nee man, kyk onder sy arm is nou skielik 'n Bybel. Sy sê, hy is die ou dronkie wat 2 huise van ons af bly. Sy sê, maar kyk hoe hy verander. Kyk hoe hy verander. Sy sê, nou dink hy is beter as ons. Hy gaan in die weekend met sy Bybel en hy gaan verkondig God se woord. En omdat hy 'n ouderling is, draai God se woord uit. Nou dink hy is beter as ons. Weet jy, en dit is nie hoe ek en jy moet kyk na mense. Sy het nog bygevoeg sê sy, weet jy wat? Voor hy 'n kind van die Here geword het, het hy altyd by ons kom leen. Nou gaan dit goed met hom. Wanneer ek en jy 'n nuwe Christen raakloop, moet ek en jy bly wees. Ek en jy moet hande vat. Ons het net nou die geloofsbelijdenis gedoen. Weet jy, as ek en jy die geloofsbelijdenis doen, moet ons eintlik kyk. Ons moet eintlik om ons kyk en kyk, maar wie doen dit saam met ons? Want weet jy, dit is jou broer en suster.
Jou broer en suster sê dieselfde as wat jy sê. Here, U is my God. U is in beheer van my lewe. As ons 'n nuwe Christen sien, moet ons hom optel. Ons moet hom dra, ons moet hom intrek. Ons as kinders van God moet ons juis verenig. Ons moet ons hande vat in tye wanneer dit moeilik gaan. Maar ons moet ook daar wees vir mekaar in die vreugdevolle tye. Ons moet ook daar wees as 'n nuwe kind by God se koninkryk bygevoeg word. Dis nie meer ou Koos nie, dis nou nuwe Koos. God het vir ou Koos gesien en gesê, ou Koos, hier's vir jou 'n kans. Ek kan jou vernuwe. Ek kan van jou ook lig maak. Nou skyn ou Koos se lig, skyn hy in die wêreld, vir die Here, omdat die Here hom uit genade gered het, soos hy vir my en jou, vir almal van ons gered het. Ons as Christene moet mos een wees. Ons het mos een doel voor oë. Christendom is nie mos net vir my en jou self nie. Ek en jy kan mos nie sê, ek is nou maar gered, ek gaan nou op my stoeltjie sit nie. Dis mos nie wat die Here van ons verwag nie. Dit is ook nie wat die Here van sy disippels verwag het nie. Die Here het vir hulle gesê, nou is julle my kinders. Julle is my kinders, maar ek het vir julle 'n werkie gegee. Gaan skyn my lig in die wêreld. Gaan uit. Gaan help mense wat moeilik leef, mense wat sukkel om by die Here uit te kom. Julle het die lig, julle is die lig, gaan skyn julle lig. Die wonderlike is, God het vir ons ewe lief. Ons is sy kinders. Hy gee vir ons die krag om sy lig uit te dra. Ons lees dit so mooi in Efesiërs 5. Ek het net vir julle gesê, julle is die lig. Julle is die lig in die Here. Efesiërs 5 sê voortsoms, hy sê, gaan leef dan die lig. Ek gee vir julle 'n werk. Gaan leef die lig in hierdie wêreld. Hy sê voorts in Efesiërs 5, sê Paulus, en hy sê, uit die lig kom wat goed en reg is. Met ander woorde, ek en jy moet gaan kyk na ons optrede teenoor mekaar. Ons optrede teenoor mekaar in ons huisgesinne, in die wêreld, daar waar ons beweeg. Moet ons kyk na ons optrede. Leef as kinders van die lig. Mense sien dit raak, mense besef wie jy is. Ons optrede spreek soveel van wie ons is. Hoe ons optree teenoor ander persone, hoe ons optree in moeilike situasies. Mense kyk, mense sien raak, maar God sien ook raak. Maar die wonderlike is, God gee vir ons die krag om te kan lewe as kinders van God. Hoe gaan ons dit reg kry? Hoe weet ons of ons reg optree en of ons nie reg optree nie? Efesiërs 5 sê juis vir ons. Hy sê, weet julle wat moet julle doen? Wanneer julle optree en hoe julle leef? Hy sê, dis maklik. Vra vir julle voortdurend of iets vir die Here aanneemlik is. Waar jy gaan, hoe jy optree, wat jy doen. Is dit vir die Here aanneemlik? Is dit tot voordeel van jou medemens? Is dit tot voordeel vir die koninkryk van God? Kry God die lof, kry God die eer uit? Wanneer jy so optree, dan weet jy, jy is die lig. Ek skyn nou my lig. Ek skyn nou my lig omdat die Here my die krag gee om my lig te skyn. Ek en jy kan elke situasie hanteer wat oor ons pad kom. Waar ek ook al gaan, waar ek ook al leef. En glo vir my, raak gesien, sal jy raak gesien word. Jesus waarsku sy disippels, hy waarsku vir ons, hy sê, weet julle wat? As jy lig is, kan jy nie meer weggesteek word nie. Die Here sê, maar ek wil ook nie my lig laat wegsteek nie. Jy kan nie onder 'n emmer gaan wegkruip as jy 'n lamp is nie. Jy kan nie in jou huis sit en verkrummel en sê, ek is nou 'n Christen, ek kan nou niks doen nie. Ek is nou klaar 'n kind van die Here, ek sit nou maar net hier. Daar waar jy beweeg, daar waar jy gaan, sal mense kan sien, jy is 'n kind van die Here. Kinders van die Here moenie weggesteek word nie. Kinders van die Here moet sy lig laat skyn. Kinders van die Here moet uitgaan. Kinders van die Here moet optree soos wat hulle moet optree. Weet jy, dit begin met die klein dingetjies.
Dit begin in ons huise. Hoe tree jy op teenoor jou kinders? Hoe tree jy op teenoor jou vrou? Teenoor die res van jou familie? Want hulle gaan die eerste wees wat dit raak sien. Hulle gaan sien, hier is 'n verandering. My pa het 'n verandering gebring in hierdie huis, my ma het 'n verandering gebring in hierdie huis. Ek wil wees soos wat hulle wees. Want dit is hoe ons kinders van die Here nader trek, of kinders wat nog nie, mense wat nog nie kinders van die Here is nie, deur ons optrede. Ek en jy besef dit nie, maar mense sien raak. Mense sien raak hoe jy optree. Weet jy, ek sal nooit vergeet nie, my skoonsussie sê eendag vir my, sy sê, iemand in ons familie het Claude se lewe verander. Sy sê, maar, ek gaan nie vir jou sê wie nie. Maar sy sê, weet jy wat, die optrede van hierdie persoon elke jaar, wat hulle vir ons kom kuier het die verskil gemaak. Daai persoon het nie met Claude gaan gesels en vir hom gesê, Claude, jy moet 'n kind van die Here word nie. Die optrede van daai persoon het veroorsaak dat Claude 'n kind van die Here geword het. En dat Claude op die einde van die dag, vandag 'n predikant is, deur die optrede, deur die lig wat uit daai persoon uit geskyn het. Liewe gemeentelid, liewe Christen, jy kan daai verskil maak. Jy maak alreeds dalk daai verskil dat jy dit nie weet nie. Jy maak dalk die verskil in iemand se lewe wat opkyk na jou. Wat sê, eendag wil ek soos daai persoon wees. Ek wil optree soos daai persoon, want ek sien, daai persoon is 'n kind van die Here. Ek wil vir jou voort sê dat ons kan nie fair-weathered Christene wees nie, as julle weet wat dit beteken. Ek en jy kan nie Christen wees wanneer ons wil nie. Ek en jy kan nie net inpas in die prentjie van Christenskap wanneer ons lus is nie. Wanneer die lig uit jou Here uit jou begin skyn en ander die Here in jou lewe raak sien, besef hulle as jy in 'n geselskap is. Hulle besef dat hulle is nou eintlik in 'n situasie. Jy, liewe kind van God, behoort nie bang te wees vir situasies nie, omdat die Here beloof vir ons, ek sal altyd met julle wees. Ek sal met julle wees tot in ewigheid. Wanneer ek en jy in 'n situasie is en in 'n geselskap en ons sien maar, weet jy, dinge is nie lekker hierso nie. Mense besef nie waaroor Christenskap gaan nie. Mense dink die lewe in Suid-Afrika hang af van Cyril Ramaphosa en sy regering. Mense dink lewe en voorspoed is geld. Wees net jouself, dink net aan jouself. Dit is wanneer ek en jy nie 'n fair-weathered Christen kan wees nie. Dit is wanneer ek en jy moet opstaan. Efesiërs 5 sê vir ons, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En dan sê hy, luister mooi, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Moenie deel word van vrugtelose goed nie, want afkraak en afbreek en sleg sê is vrugteloos. Die vrugte wat dit dra is nuttelose vrugte. Ek en jy moet opbouend praat. Ek en jy moet sê, man, weet jy wat? Ten spyte van Suid-Afrika, ten spyte van ons omstandighede, weet ons wie's in beheer. Ons weet wie's in beheer van hierdie lewe. Weet jy, daai persoon is deel van my lewe. Ek ervaar die lewe anders as jy. Ek is nie weg uit jou omstandighede uit nie. Maar die Here is in my lewe. Christus is in my lewe. Ten spyte van hierdie dinge ervaar ek nog die vreugde. Ten spyte van hierdie dinge het ek hoop. Ek het ewige hoop. Ek het nie hoop op net vir môre nie. Ek het ewige hoop. Maak nie saak van my omstandighede nie. My God is in beheer. En daarom skyn ek sy lig. Daarom sê ek vir jou, weet jy wat? Kom ons verander hierdie geselsie. Kom ons maak opbouend. Kyk 'n bietjie na die mooi dinge.
Ek wil vandag vir jou sê, besef dit. Jou lig skyn al reeds en dit sal vir altyd skyn. Jou lig skyn in elke geselskap. Daar waar jy is, dit wat jy hoor en dit wat jy sien. Jy weet wanneer dinge reg en verkeerd is. Jy is die lig. Besef vanoggend jy is anders. En moenie stil bly wanneer dinge nie is volgens die wil van God nie. Ek het verlede week vir julle Romeine 12 ook gelees. En Romeine 12 is een van die wonderlike verse in die lewe. Paulus kom en hy skryf juist daar en hy sê, ek doen op julle 'n beroep, broers en susters, op grond van die ontferming van God. Gee julle self as lewende en heilige offers, wat vir God aanneemlik is. Jy wat die lig dra, jy is vir God 'n lewende en 'n heilige offer. Ek en jy moet dit uitleef. Weet jy, en ons gaan in 'n nuwe jaar in, en ek dink dit sal leeg wees as ek nie vir julle 'n nuwe boodskap kan gee wat hierby aansluit nie. En daarom wil ek vir julle die storie vertel van Josua. Almal ken die storie van Josua. En ons weet dat Josua van klein af al saam met Moses dinge gedoen word. En die Israeliete is op pad beloofde land toe, hulle deur die see getrek en als, en hier loop hulle vas in die Amalekiete. En die Amalekiete van daai tyd was 'n verskriklike nasie. Die Amalekiete het juis in die woestyn en oral rondgetrek om mense te beroof. Dit was vir hulle niks snaaks om mense dood te maak nie, want dis hoe hulle geleef het. Van wat hulle gekry het, van wat hulle bytgevat het, het hulle geleef. Mense kan amper sê soos sprinkane. As die groenigheid daar is, dan vat hulle en hulle eet op en hulle gaan aan. En die Here sê vir Moses, hy sê, vat vir jong Josua. Sê vir hom, hy moet manskappe vat en hy moet gaan veg teen hierdie Amalekiete. En Josua dadelik het hy gehoor gegee daaraan. En Moses het ook begin besef, maar die lig van die Here is in hierdie mannetjie. En hulle gaan en hulle verslaan die Amalekiete. En op 'n stadium moet hulle die beloofde land binne gaan, hulle moet verspieders stuur en Moses sien maar ek kan staat maak op Josua. Ek kan staat maak op Caleb en hy stuur vir hulle. En hulle kom terug en hulle sê hierdie land het potensiaal. Die land wat die Here vir ons beloof is wonderlik. Ons gaan iets groot kry. Maar die res van die volk sê nee. Nee, daar's reëse. Al hierdie stede het sterk mure. Ons kan nie gaan nie en hulle kom in verset teen Moses. En Josua en Caleb staan op saam met Moses en die volk wil hulle met klippe doodgooi omdat hulle anders is. Omdat hulle anders dink, omdat hulle positief dink, omdat God se lig uit hulle uit ook geskyn het. En hulle staan saam en die Here dra vir hulle deur. En weet jy wat gebeur op die ou end? As jy bietjie verder lees, dan sal jy lees dat die Here het vir die res van die volk van Israel gesê, julle sal nie die beloofde land binne gaan nie. Julle wat in verset teen my gekom het. Julle wat nie geglo het toe ek vir julle sê, ek gee vir julle die beloofde land, Kanaan nie. Julle het die negatiewe kant gesien. Julle het die slegte kant gesien. En weet jy, uit daai hele volk wat uit Egipte uitgetrek het Josua en Caleb ingegaan. Twee uit die hele volk uit die land ingegaan. En dan op 'n stadium, dan kom God by Moses en hy sê, weet jy wat? Ek het vir Josua en Caleb gekies. Hulle gaan in die land in. Is nou tyd dat jy vir Josua begin bemoedig. Dis tyd dat jy vir hom sê, jy gaan die volk moet inlei. Jy wat jonk is, jy wat nog bietjie onervare is. Hy sê, en dan sê hy vir hom die volgende woorde. Hy sê, na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Josua, die seun van Nun en sy assistent van Moses gesê, Moses my dienaar is dood, maak nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie volk. En hy sê die volgende vir hom,
Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem. En dan sê hy vir hom voorts in vers 7, wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moenie daarvan links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. En dan in vers 9 sê hy, ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is met jou. Ek is by jou, oral waar jy mag gaan. Wat het gebeur in hierdie geval? Ons staan voor 'n nuwe jaar. Josua het 'n verskriklike groot werk voor hom gehad. Hy moes die volk alleen inlei in die land wat die Here beloof het. Weet jy, 'n nuwe jaar is maar dieselfde. As ek nou moet dink, en ek dink aan, naby my is 'n gym, so julle kan dink waar hierdie storie vandaan kom. Die eerste ding na skool wat die ouetjies doen is, hulle gaan gym toe. Na 'n jaar dan kom hulle uit met net sulke muscles. Almal het eers ingegaan met sulke lang mooi hempies wat hier onder gehang het, maar na 'n jaar dan kom hulle uit en almal dra vests. En die muscles is net so opgepomp in dit. En hulle lyk so Superman. Weet jy, die Here het nie gekom en het ewe skielik vir Josua gesê, Josua, jy's nou Superman nie. Ek het nou vir jou die krag gegee, jy's nou die man, jy's die sterk ou, jy's nou in charge. Jy kan nou doen wat jy wil, ek is met jou. Nee, die Here het glad nie sy omstandighede verander nie. Die Here het net by hom gekom en gesê, weet jy wat? Jou omstandighede gaan nie verander nie. Jy het nog dieselfde werk. Jy het nog dieselfde opdrag. Jy moet gaan doen wat ek vir jou gesê het. Weet jy, in 'n nuwe jaar is net so. 'n Nuwe jaar, baie mense dink, in 'n nuwe jaar is alles sommer net weg en verby. Ek dink, meeste staan nog in hulle selfde werk. Die wat afgetree het, se beleggings is nog dieselfde. Alles is nie sommer net weg nie. Jou kinders, my ouma het altyd sê, jou kinders bly jou kinders. So jou kinders en jou probleme bly nog jou kinders en jou probleme. Alles gaan nie net weg in 'n nuwe jaar nie. Die opdrag wat die Here vir jou gegee het, gaan ook nie net weg nie. Jy wat kind van die lig is, jy wat die lig van die Here uitdra, jou opdrag bly nog dieselfde. Maar, weet jy die wonderlike is, waar ons gaan, wat ons moet gaan doen, bly dieselfde, maar die God bly ook dieselfde wat ons dien. Die Here is nog steeds met ons waar ons gaan. Die Here is nog steeds met ons in ons probleme. Die Here sê nie, 1 Januarie alles is weg, alles is niet nie. 1 Januarie is 1 Januarie, die res van die jaar gaan aan soos die res van die jaar aangaan. Die Here bly dieselfde, maar die Here sê vir ons, presies soos wat hy vir Josua gesê het, moenie skrikkie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. En dit is my nuwejaarsboodskap vir jou, as kind van die lig vanoggend. Dis die boodskap wat ek jou mee wil los. Omstandighede mag dalk verander. Die dae en die datums gaan elke dag verander. God het nie verander nie. God is by jou, oral waar jy gaan. Vir altyd. En weet dit en onthou dit. Deur die geskenk van Jesus wat ons ontvang het, het ons hoop. Ons hoop hang nie af van ons omstandighede nie. Ons hoop hang nie af van 'n tyd of 'n datum nie. Kind van die Here, jy wat kind van die Here is, het 'n ewige hoop. 'n Ewige hoop. 'n Ewige hoop van rus en vrede. 'n Ewige hoop van 'n tyd vir altyd saam met God wees. Wees sterk in die nuwe jaar. Onthou, die Here ons God is by jou oral waar jy gaan. So daar waar jy jou lig moet uitstraal, weet dit. Wanneer jy moet getuig, wanneer jy moet opstaan, wanneer jy moet die regte besluit neem, God is met jou oral waar jy mag gaan. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dit is absoluut wonderlik om te weet, U is met ons.
Here, ek kom vanoggend en ek wil vir U loof en prys en eer en dankie sê. Dankie dat U vanoggend na elkeen van ons toe kom en sê, Julle is my lig. Julle is my lig deur die Here. Julle is my lig omdat julle Jesus Christus aanvaar het as die geskenk, as 'n Kersgeskenk, as 'n geskenk van ewigheid, as 'n geskenk van redding. Here, maar ons kom ook vanoggend en ons bely. Ons bely dat ons totaal afhanklik is van U. Here, dat ons kom en ons bid vanoggend en ons vra, Here, daar waar ons lig moet skyn, wees met ons, lei vir ons, gee vir ons krag, dra vir ons hierdie nuwe jaar in. Here, dankie vir die boodskap wat U vir ons gee, wat U vir ons sê, Here, daar waar julle is, daar is ek altyd met julle. Here, laat hierdie boodskap by ons insink, dat dit stadig maar seker deel word van ons lewe, dat ons sal weet, ons dien die enigste ware lewende God. Dankie daarvoor, Here. Maak ons opreg dankbaar daarvoor. Here, dankie vir die wonderlike belofte wat ons sê dat niks en niemand ons uit die hand kan ruk nie. Dankie vir die wonderlike belofte dat ons weet dat niks en niemand ons van die liefde kan skei nie. Here, ons loof en ons prys U daarvoor. En ons vra dit alles en ons dankie daarvoor in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou afsluit met ons laaste lied, lied 488, Helder skyn U lig vir die nasies. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en dan julle vrede gee. Amen. Haar hand vol geur en inners vol liefde. God, wat vra ek meer? Die liefde ken geen perke, die goedheid nie einde. Liefde en vrede, ewige lewe, ag wat vra ek meer? God, U is waardig, U is waardig om geprys te word. God, U is lofwaardig, Altyd goed om jou te sien. God, U is my koning,
daarom nie weggehol nie. is my koning, my leidsman, my redder. Ek besing u liefde tot in ewigheid. Het ek seer, ken ek nie Kinders het meer. pak nodig. Hulle het vir my gevra en nou met my laaste module vra hulle vir my, hulle sê, o, jy kan seker jeug van. Ek sê, wat? Ek sê, jeug. Ek sê, as ek die pastoraal kan vat en predik en ek sê, dan los ek het, maar jeug. Ek sê, los jeug. Wat my Ek sê, los jeug. alles Jeug. Ek sê, jeug, wat menselijk. my redder verlosser, koning Heer, ag wat vra ek Hulle wil net so meer. verwag. God, U is Vader, Yes, like is U alweer ek. is Vader, om geprys te word. U is lofwaardig, om besing te word. God, U is my koning, is my koning, my leidsman, my redder. Ek besing u liefde tot in ewigheid. Ek besing